As jy dit nog nie gedoen het nie en jy's weer hier in Amsterdam, dan moet jy die Skeepsvaartmuseum kom besoek. Ek sit hier in die buik van de Amsterdam. Dis 'n skip wat hier in die 15de eeu gebou is. Ek sal kyk of ek informasie kan kry. En ek kyk na 'n filmpie of 'n virtuele tentoonstelling wat my terugvat na die tyd toe. So, as jy nog nie was nie, volgende keer onthou. Dit is by die Skipsvaartmuseum in die hawe. En dan gaan klim jy op daai de Amsterdam skip uit ou Jan van Riebeeck se tyd. En dan kry jy so 'n idee van hoe sommige van ons voorvaders gelyk het. Want dit is my en jou gesê, as dit nie vir ou Jan van Riebeeck was nie, nou was ek en jy vandag waarskynlik nie hier gewees nie. Dit voel of ek behoorlik in die skip sit. Ek meen nou die regte skip. Op 24 Desember 1651 vertrek Jan van Riebeeck vergesel van sy vrou en seun vanaf Texel in Nederland na die Kaap de Goede Hoop. Van Riebeeck wat saam met 2 ander skippe, die Ruiger en de Goede Hoop, op die Dromedaris vaar, is deur 82 mans en 8 vroue vergesel. Die Amsterdam wat ek vandag besoek was dus meer modern as Jan se skepe. Gee jou 'n idee van hoe die mense, Jan, sy vrou, die offisier en die gewone matrose, die lang tog vanuit Texel in Nederland na die suidpunt van Afrika moes ervaar het. Nogal indrukwekkend. Byna ondenkbaar. Nou klouter ek hier in die onderste buik van die skip. Ek het geen idee van wat ek nou moet sien nie. Ek dink dit is... Ja, hier is 'n deurtjie. Come to that. But if you're on the cable between 4 blocks, then it's easy to pick up. Die lewe op hierdie skepe was natuurlik nie besonder aangenaam geweest nie. Elke matroos het so ongeveer 1,5 liter water of bier per dag ontvang. Biersele is verkies, want na 'n maand of 2 op see sou opgegaarde water swart en vieslik ruik. Water is gewoonlik met wyn gemeng. Nog so 'n stukkie inligting, baie matrose het gesterf van siektes soos maagprobleme, skeurbuik, tyfus of skeepskoors, pleuritis en longontsteking. In 1762 byvoorbeeld het 10 VOC-skepe Nederland verlaat met 2653 mense aan boord, van wie 1095% of 45% op pad na die Kaap die Goeie Hoop gesterf het. Ten slotte, die skepe was ook voorsien met toilette met asemrowende uitsigte. Reg voor in die skip aan die linker en regterkant van die boeg van die skepe sal jy hierdie skouspelagtige toilette vind. En so lees die informasie. Als jy hier voorzichtig over de rand kyk, as jy hier versigtig oor die randjie kyk, sien jy links en rechtsonder 2 planke met 1 gat daarin. Daar gingen de matrosen naar de wc. Daar gaan die matrosen naar die toilet. Gevaarlik, maar hy het 'n pragtige uitsig gehad. Iedereen veegde zijn billen af met hetzelfde geknoopte touw. Elkeen veeg sy bille, sy boude af met dieselfde geknoopte touw wat in die water, die seewater hang. Het allemansend. Jak.